Ons Hemelse Vader, vandag was vir sommige van ons 'n lekker dag. Ons is opgewonde, klomp dinge gedoen. Vir ander was dit 'n hartseer dag. En maar as ons vanaand hierso stil raak, as ons vanaand hier in U teenwoordigheid die wysheid wil kom hoor, na U stem wil kom luister. Here, maak ons ontvanklik. Maak ons harte sag soos die van 'n spons en ontvanklik vanaand vir U stem. Amen. Julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. Julle sal my getuies wees in Jerusalem en in Judea en in Samaria tot in die uithoeke van hierdie aarde. Genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader, van Jesus Christus, deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Ons gaan vanaand stil staan by Handelinge 7 tot by 8 vers 8. En dis ongelooflik interessant as 'n mens hierdie gebeurtenis van Stefanus lees. En hoe dit die mense en die evangelie net gedruk het tot in die uithoeke van die wêreld. Maar voor ons begin, kom ons sluit hier oor en bid ons saam. Here, as ons vanaand hierdie gedeelte lees, dan lees ons dit met die toespraak van Stefanus in ons agterkoppe. 'n Toespraak waar die wetgeleerdes, die so te sê Joodse gelowiges, op hulle tande begin kners het. Van woede, van selfgeregtigheid, omdat hulle nie die hart gehad het, omdat hulle nie ontvanklik was en oop vir die woord, oop vir die Gees en oop vir die waarheid. Here, maar soos ons nou net gesing het, Here, vul ons vanaand met 'n gees van die waarheid. Here, vul ons vanaand met wysheid. Here, vul ons vanaand met die goeie nuus. Here, sodat ons 'n stuk troos, 'n stuk opgewondenheid kan beleef, wat ons weer buite in hierdie wêreld kan gaan uitleef. Amen. Ek lees vir ons Handelinge 7 vanaf vers 54. Toe die lede van die Joodse raad dit hoor, het hulle van woede op hulle tande gekners. Maar Stefanus, vol van die Heilige Gees, het opgekyk na die hemel en die heerlikheid van God gesien en Jesus wat aan die regterhand van God staan. Kyk, het hy gesê, ek sien die hemel geopen en die seun van die mens wat aan die regterhand van God staan. Toe het hulle hard geskree en hulle ore toegedruk, soos een man het hulle op hom afgestorm, hom uit die stad uitgesleep en gestenig. Die getuies het hulle klere neergesit by 'n jong man met die naam Saulus. Terwyl hulle vir Stefanus stenig, het hy geroep, Here Jesus, ontvang my gees. Toe het hy op sy knieë neergesak en hard uitgeroep, Here, moet hulle tog nie hierdie sonde toereken nie. En met hierdie woorde het hy gesterwe. Ook Saulus het hierdie moord goedgekeur. Daardie dag het daar 'n hewige vervolging van die gemeente in Jerusalem begin. Al die gelowiges, behalwe die apostels, is uitmekaar gejaag en verstrooi oor die gebiede van Juda en Samaria. Godvreesende mense het vir Stefanus begrawe en daar's baie oor hom gerou. Saulus het die kerk probeer uitroei. Hy het van huis tot huis gegaan, mans en vrouens laat uitsleep en hulle in die tronk laat sit. Die gelowiges wat uitmekaar gejaag is, het so ver as wat hulle gegaan het, die evangelie verkondig. So het dit gebeur dat Filippus by 'n stad in Samaria gekom het en Christus daar verkondig het. Toe die mense hoor wat Filippus verkondig en die wonder sien wat hy doen, het hulle aandagtig na sy prediking geluister. Onrein geeste het met groot geskree uit baie mense uitgegaan.
En baie wat verlam en krepeel was, is gesond gemaak. En daar was groot blydskap in daardie stad. Net tot sover. As ons na geskiedenis van die kerk kyk, is daar min name wat so helder skyn soos die van Hudson Taylor. Hy was een van die grootste sendelinge wat die wêreld nog ooit gesien het. As tiener het hy weggeloop van sy hoogs Christelike huis af, maar op 'n 16-jarige ouderdom het hy tot bekering gekom en kort daarna op slegs 17 het hy 'n brandende roeping van die Here ontvang om die evangelie in China te verkondig. Hy was jonk, begeesterd en slaggereed om nou China toe te gaan. Maar toe tref 'n geweldige ontnigtering hom. Hy kon nêrens 'n enkele sendingorganisasie vind wat bereid was om hom te stuur om sendingwerk te gaan doen nie. Die Here het in sy gesig toegeslaan. En dit moes 'n verskriklike teleurstelling vir 'n jong man wees wat nou net tot bekering gekom het, die evangelie wil verkondig en ewe skielik word al hierdie deure in sy gesig toegeslaan. Hy het toe besluit om homself eers as 'n mediese dokter te bekwam. En die wonder is, hy was nog nie eens behoorlik klaar met sy mediese studies nie, toe 'n organisasie uiteindelik besluit om hom China toe te stuur. Daar het hy in China 'n inland mission gestig. En vir 51 jaar lank het die Here hom met oorgawe gedoen. Toe hy in 1905 begrawe is daar getuig en hulle praat van sowat 750,000 mense wat onder die bediening wat hy gestig het in sy leeftyd tot bekering gekom het. En dit is die absolute definisie van 'n man wat gesien het hoe God 'n negatiewe, 'n uitsiglose situasie in 'n positiewe omskep. En vandag kan ons redeneer dat sy mediese graad hom dalk beter toegerus het, of hy dalk daardie ekstra jare nodig gehad het om bietjie volwasse te word, maar die dieper waarheid daar agter is, dat God se tydsberekening radikaal anders as ons is. Die Here is by magte om selfs die diepste leerings, om al die deure wat in ons gesigte toegeslaan word, al die krisisse wat in ons lewe gebeur te gebruik en dit in iets ongeloofliks kragtig te verander. Net voor Jesus se hemelvaart het hy aan sy disippels 'n duidelike opdrag gegee. 'n Opdrag wat so belangrik is dat dit in elke evangelie opgeteken is. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as die hele Judea en in Samaria tot in die uithoeke van die wêreld. En as ons mooi en analities na Jesus se woorde luister, sien ons iets belangriks. Hy het nie gesê dat hulle rustig eers hulle werk in Jerusalem moet afhandel, om dalk eendag te kan skuif buite die grense van Judea en dan na Samaria en na al die lande rondom hulle te gaan nie. Jesus se opdrag was, gaan uit na die wêreld toe. Jerusalem, Judea en Samaria en al die uithoeke van die aarde. Maar as ons kyk wat in praktyk gebeur het, was dit bietjie anders. Die eerste gelowiges het in Jerusalem gebly. Die gemeente het daar 'n wonderlike, innige, ouderlinge onderlinge gemeenskap beleef. Hulle het saam geëet, saam gebid. Hulle het vir mekaar gesorg. Dit was 'n warm tuiste gewees. Dit was veilig. Dit was vir hulle lekker. Dit was vir hulle gerieflik gewees. Dat hulle amper van die res van Jesus se opdrag vergeet het. Hulle het in 'n geestelike gemaksone verval. En 'n mens begin onwillekeurig wonder, wanneer sou hierdie gelowiges ooit self die tree gegee het
om uit Jerusalem te beweeg? Sou dit, wanneer die Heilige Gees aan een van hulle openbaar het, hoe sou dit eintlik gebeur het, as dit net normaal verloop het, en in die kerk sou dit gebeur het, as die kerk in Jerusalem eers goed gevestig was, het hulle 'n plan van aksie gehad, maar ewe skielik, uit die bloute, gebeur daar iets ongelooflik sleg. Hierdie groot negatiewe ding, en dit is Stefanus, een van die mees geesvervuldste gelowiges, word wreed deur die Joodse raad gestenig. Onmiddellik daarna breek daar 'n ewige vervolging teen die gemeente in Jerusalem uit. Mense moes alles net so agterlaat. Ons lees in Handelinge 8 vers 1 dat al die gelowiges, behalwe die apostels, uitmekaar gejaag en verstrooi is oor die hele gebiede van Judea en Samaria. As ons kyk na wat Paulus gedoen het, daai tyd was hy nog Saulus gewees, het hy uitgegaan, deur na deur, hy het hierdie gelowiges gevang en in die tronk gegooi. Hy het hulle dalk nie self doodgemaak nie, maar hy het geweet, van daar af verhoor deur die Joodse raad, en die Joodse raad sou hulle 10-1 laat stenig het vir godslastering. En hierdie vervolging moes 'n absolute ramp vir die vroeë kerk gewees het. Dit moes vir hulle gevoel het, maar alles wat ons tot nou toe opgebou het, alles wat ons hierso gestig het en gebou het en gedoen het in Jerusalem, is nou in gevaar. Hulle moes vir hulle lewens vlug. Behalwe dit, moes hulle huise agterlaat. Maar kyk dan, wat doen die Here met hierdie krisis? Gevul met die Heilige Gees, het hierdie vlugtelinge nie in sak en as gaan sit nie. So ver as wat hulle gegaan het, het hulle in woord en in daad van Jesus Christus getuig. Waar ook al hulle gekom het nuwe mense tot geloof gekom. Een van die streke waarna hulle gevlug het, was Samaria. Ekskuus. Nou om werklik die impak hiervan te verstaan, moet ons net 'n oomblik stil staan by die historiese en geografiese konteks van Samaria. Samaria was in die hartjie van Israel geleë, reg tussen Galilea en die noorde van Judea in die suide. Maar vir 'n Jood van Judea was dit verbode terrein gewees. Dit was 'n haat wat so diep gewortel was in Joodse tradisie, dat 'n mens dit amper kan terugtrek na Salomo se 2 seuns, toe die koninkryke in 2 verdeel het. 'n Jood het 'n Samaritaan so gehaat, en 'n Samaritaan 'n Jood so gehaat, dat hulle eerder 'n lang pad, 2 dae tot 4 dae langer sou geloop het om Samaria, as om deur Samaria te gaan. Die apostels sou heel moontlik nooit uit hulle vrye wil Samaria toe gegaan het nie. Maar toe die vervolging uitbreek, het hulle nie veel van 'n keuse gehad nie. Want dit is hier waar die negatiewe skielik die redder geword het. Skielik was hierdie gelowiges oor die kulturele en geografiese grense gedruk, waarvoor hulle so bang was. Dit wat hulle eens as 'n plek beskou het waar hulle onveilig voel, waar hulle nie liefde en barmhartigheid gaan kry nie, het 'n plek geword waar hulle veilige hawe gekry het. Die boodskap van Christus breek in Samaria in, en die mense kom daar tot geloof. Kon God hierdie wrede vervolging in Jerusalem gestop het? Natuurlik. Hy is almagtig. Maar in sy goddelike wysheid het hy eerder die momentum van hierdie krisis gebruik om die evangelie soos 'n veldbrand te laat versprei. Handelinge 8 vers 4 sê,
Die gelowiges wat uitmekaar gejaag het so ver soos wat hulle gaan die evangelie verkondig. In aardse terme het hierdie vlugtelinge niks gehad om die mense van Judea en Samaria te bied nie. Hulle was haweloos. Baie van hulle het 10 teen 1 gevlug en moes dadelik net gryp wat hulle kon dra en alles wat hulle gehad het agtergelos het in Jerusalem. Maar hulle het een ding by hulle gehad. Hulle was vervul met die Heilige Gees. Hulle was toegerus met die genadegawes. Hulle het die rykdom van Christus se verlossing gehad. Hulle het die oorwinning oor die dood en die hoop van 'n ewige lewe op hulle borste gedra. God het iets donker en negatief gevat en dit omskep in lig. Soos Paulus baie 'n paar jaar later sou skryf, God laat alles ten goeie meewerk vir die wat hom liefhet. Dis presies wat hier gebeur het. Dit is die geheim van die kerk. Om die leiding en die krag van die Heilige Gees te gebruik, om selfs in die slegste, in die seerste situasies 'n verskil te maak. Dit is maklik om vanaand oor die vroeë kerk en hulle krisisse te lees as iets wat lank gelede in geskiedenis gebeur het. Maar wat van ons lewens vandag? Wat gebeur wanneer slegte dinge ons lewe onverwags kom rond en omvergooi? En ek praat van daardie oomblikke wanneer die lewe onder ons uitgeruk word. 'n Siektetoestand waarmee ek skielik gediagnoseer word. Die hartverskeurende hartseer van die dood van 'n geliefde. Die ontwrigting van onsekerheid van werk wat ek ewe skielik nie meer het nie. Hierdie is dinge wat ons lewens in chaos dompel, om maar net 'n paar te noem. En net soos daardie gelowiges uit Jerusalem moes gevlug het, gebeur daar vandag met ons ook dinge, wat vir ons voel, maar ek moet ook vlug. Maar hier is dit krities belangrik, dat ons God se hart in sulke tye probeer verstaan. God is nie die een wat hierdie slegte dinge as prins oor ons pad bring om ons 'n les te leer nie. God speel nie speletjies met ons pyn en met ons hart nie. Hy is nie die outeur van die siekte, die dood en die boosheid nie. Ons leef ongelukkig in 'n stikkende wêreld. In 'n gebroke wêreld waar hierdie dinge met ons almal gebeur. Niemand is vrygespring van siekte, van dood, van werkloosheid, van verskywing, van hierdie tipe hartroerende en lewensveranderende omstandighede nie. Maar hier, in hierdie teks lê daar vir ons 'n geweldige hoop. Die hoop dat ons dien 'n almagtige God, wat nooit toelaat dat 'n krisis gemors word nie. En al het God nie hierdie slegte dinge oor ons lewe gestuur nie, neem hy as die groot pottebakker beheer van daardie situasies, soos wat hy beheer geneem het oor die situasie waarin die apostels hulle self bevind het. Hy vat hierdie stikkende stukke van ons lewens en hy maak dit weer nuut. Hy vat dit en hy vorm dit in 'n nuwe
geleentheid. Hy gebruik die momente van ons krisisse om ons dalk in 'n nuwe rigting te stuur. Om ons in aanraking te bring met mense met wie ons nooit voorheen in aanraking sou gewees het nie. Soos wat die Jode ewe skielik onder die Samaritane moes die woord gaan gee het. Die slegte dinge in ons lewe het dalk nie van God afgekom nie. Maar die oorwinning en die manier waarop dinge ten goeie meewerk, dit is God se handewerk. Dit is die krag van die Heilige Gees. Om hierdie situasie te vat en om dit in 'n getuienis te verander. Om hierdie gebroke hart weer heel te maak. Om die geleentheid te vat om nuwe vriende en familie te maak. As ons sommer maar net terugkyk na die jong Joodse meisie wat die koningin van Persië geword het sy sekerlik nie besef dat sy op 'n dag haar eie lewe op die spel sou moes plaas om aan mense van uitwissing te red nie. Toe die krisis tref, was Mordegai se woorde aan haar, wie weet, miskien is dit juis met die oog op 'n tyd soos hierdie, dat hy koningin geword het. Toe die vroeë gelowiges vir hulle lewens moes vlug as vreemdelinge in Samaria, kon hulle sekerlik vir mekaar gesê het, miskien is dit juis vir 'n donker tyd soos hierdie, wat Jesus ons met sy gees geroep en gestuur het. Ons leef vandag in sekerlik van die mees uitdagendste tye. Ons kan nie altyd die negatiewe dinge rondom ons, die seer kry, die afleggings, die siektes, die werkkeer nie. Maar as ons na die pad van die vroeë kerk kyk, daag dit ons vanaand uit om met nuwe oë na die omstandighede te kyk waarin ons onsself bevind. Hierdie gedeelte kom leer vir ons dat selfs binne in 'n krisis, selfs binne in die slegste van omstandighede, dat daar 'n magtige is wat 'n verskil kan maak. En miskien is dit juis nou in jou lewe, 'n spesifieke tyd waar dinge ongelooflik negatief lyk. Dat God ons geroep het en oorgeplaas het en hierdie situasie vat sodat ons 'n lewende hoop in hierdie wêreld kan wees. Ons gaan vanaand en ons hou aan die gedagte vas dat maak nie saak hoe donker die omstandighede lyk nie, dat die lig van die Gees altyd helder sal skyn. Amen. Ons Hemelse Vader, ons elkeen het ons omstandighede. Ons elkeen het daai situasie in ons lewe wat lyk asof dit net 'n totaal en alle flop is. Asof daar net niks mooi daaruit kan kom nie. En ons wil vanaand daai situasies, daai omstandighede aan U opdra. Here, wil U meer van ons vat? Wil U meer van ons bewus maak? Wil U ons gebruik? Wil U ons die lig aan die einde van die tonnel laat sien? Here, wil U by ons wees?
Here, dankie dat ons vanaand kan stil raak. Dat ons vanaand kan hoor dat geen situasie, hoe sleg dit ook al is, te groot is vir U om te verander nie. Amen.